Goeiemôre, het is Vrydag, ons het dit gemaak, die week is verby. 1 Korintiërs 10:31 sê, of julle dan eet en of julle drink, doen alles tot eer van die Here. Sjoe, toe ek vanoggend moet opstaan en dit is koud en die wind waai en is sommer mistroostig, toe sê ek, sjoe, ek wens ek kan vandag net in die bed bly. Ek wens ek kan vandag net by die huis bly. Ek het nie lus om op te staan nie, ek het nie lus om te stort en hare te was en ek het nie lus om aan te trek en om werk toe te gaan nie. Ek het nie lus vir kliënte vandag nie en ek het nie lus vir probleme nie en alles wat die dag gaan oplewer nie. Ek is sommer net lus en bly in die bed en ek dink jy weet waarvan ek praat. Ek dink jy het ook al so gevoel dat jy nie lus het om op te staan of nie lus het om iets te doen of werk toe te gaan nie. Sjoe, maar die Here vat my na 1 Korintiërs 10:31 toe. Of jy dan eet of drink, doen alles tot eer van die Here. En ek sê, ekskuus Here, sorry, jammer. En ek begin dadelik om te sê, Here, dankie vir 'n werk. Here, dankie dat ek 'n werk het. Dankie dat ek aan werk toe gaan en dankie dat ek vandag met kliënte kan werk en kan dinge doen vandag. Ek doen alles wat ek vandag doen tot eer en verheerliking van die Here. En ek weet daar is sekere dinge waarvoor jy opsien vandag of goed wat hierdie naweek kan gebeur waarvoor jy nie regtig lus het nie en waarvoor jy nie krag het nie. Maar doen alles vandag, hierdie naweek, die res van hierdie jaar, asof jy dit vir die Here doen. Moet dit nie vir mense doen nie, want daar's geen beloning by mense nie, maar doen dit asof jy dit vir die Here doen. Die Bybel sê tog mooi, dat wanneer ek en jy vir iemand net 'n glas koue water gee, dan het ons dit eintlik aan die Here gedoen. En doen vandag jou beste, gee vandag jou beste, gee vandag 110% vir jou werkgewer, vir jou kliënte, vir jou familie, vir jou kinders, vir jou vrou, doen alles wat jy doen, asof jy dit vandag eenvoudig net vir die Here doen. En jy sal sien hoe groot verskil dit vandag in jou lewe gaan maak. Here, die woord sê of ons eet of drink, met ander woorde, alles wat ons vandag doen, moet ons doen tot eer en verheerliking van die Here. Here, mag my lewe vandag eervol wees aan Jesus. Amen.